Goeiemôre liewe luisteraar, baie welkom. Ons reis vandag verder saam en ek wil graag begin om saam met julle te lees uit Markus 10 vers 35 tot 45. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, kom toe na Jesus toe en sê vir hom: Here, ons wil graag hê U moet vir ons doen wat ons U gaan vra. Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Het hy hulle gevra. Hulle het hom geantwoord: Wanneer U as koning heers, laat ons dan langs U sit, die een aan die regterhand en die ander een aan die linkerhand. Julle weet nie wat julle vra nie, sê Jesus vir hulle. Kan julle die lydingsbeker drink wat ek drink, of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word? Ons kan, sê hulle vir hom. Daarop sê Jesus vir hulle: Die beker wat ek drink, sal julle drink. Ja, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar aan my regter of aan my linkerkant te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die vir wie God dit gereed gemaak het. Toe die 10 ander dit hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle: Julle weet dat dit by die nasie so is, dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaars wees, en elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Ons het gister en eergister gepraat oor die temas selfontkenning en selferkenning. Nou beide hierdie dinge, die ontkenning van die ou self en die erkenning van ons nuwe lewe in Christus, lei tot selfopoffering. Daar is goed wat ons moet agterlaat. Dit gaan daaroor om te dien, soos wat Jesus gedien het. Jesus het sy disippels se voete gewas. Jesus het tyd spandeer by die wat gebroken was, arm was, sondaars was, die wat uitgestoot was, broos was. Ja, die evangelie roep ons tot aksie, maar baie keer dan doen ons dit met die verwagting dat ons dan so 'n bietjie status in die proses gaan kry, of dat mense dan gaan sê ons is darm oulik en vir ons 'n troon gaan bou. Nee vriende, die Here roep ons om hom te volg en in nederigheid en om diensbaar te wees. Nie in bravado nie met selfverheffing en hoogmoed nie. Wanneer ons dink aan die terreine van diens, terreine waar die evangelie uitgeleef moet word en verkondig moet word, dan natuurlik moet ons begin by ons eie huise. Ons spring gewoonlik weg en probeer in die kerke verskil maak, maar in ons eie huise roep die Here ons ook om onder ons kinders en ons eggenote daar 'n impak te maak. Daarna natuurlik die kerk van die Here, maar so ook in die wêreld. Dit help nie, ons steek 'n lamp op, daar waar lig reeds skyn nie. Ons moet dit juis in die wêreld indra, juis by plekke waar ons miskien nie so oulik gaan voorkom nie, of by plekke waar mense nie vir ons die eer gaan gee nie. As ons net dink in Jesus se bediening, dit was nooit populêr gewees nie. Mense het hom snaaks aangekyk, mense het gewonder waarmee is hy besig. As die kruis die merk van Christus is, in ons huise en in ons kerke, hoeveel te meer moet dit nie in die wêreld wees nie? Hoeveel te meer moet die kruis nie die lig in donker plekke wees nie? Die kruis roep ons om aksie te neem in hierdie wêreld en ook aan te spreek dit wat nie reg is nie. As ons sien dat 'n broer of 'n suster onderdruk word, as ons sien dat daar nie regverdig gehandel word nie, dan is dit ons verantwoordelikheid om dit uit te wys as broers en susters van mekaar wat een Here dien.
Ek lees vir julle 1 Johannes 3 vers 16 tot 18. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Ons hoor hier iets van die selfopoffering. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie. Hoe kan die liefde van God in hom wees? Familie en vriende, God transformeer ons om te voel soos hy voel, om te sien wat hy sien, om te hoor wat hy hoor. Dit is hoe die Heilige Gees ons meer en meer na die beeld van Jesus transformeer. En daarom het ons wel werk in hierdie wêreld. En Jesus sien ons hoe liefde en geregtigheid saamloop. En ons vind nie die een sonder die ander nie. Familie, miskien is dit tyd dat ons uit ons warm nessies klim en begin om te werk daar waar Jesus sou werk. Kom ons bid en ons vra dat ons gehoorsaam wees as die Here ons vandag roep. Here, dikwels wil ons bly waar mense sê ons is oulik en ons is dan goeie Christene. Maar Here, U stuur ons juis in die donkerte in. U stuur ons juis die wêreld in om U boodskap te bring. Daar waar dit dalk populêr is, maar ook daar waar mense hulle nie daarin gaan steur nie en waar mense min van ons gaan dink. Here, U stuur ons om mense se seer en pyn in 'n stikkende wêreld raak te sien en daar U hande en voete te wees. Dis een ding om vir iemand te sterf, maar Here, U vra dat ons vir U sal leef. Maak ons gehoorsaam in nederigheid om U werk te doen, daar waar U ons lei om dit te doen. Amen.